Ja, en so die donker wolke in April 1901 ook vir hierdie boerevolk van ons se kop hier in die Kimberley omgewing uitgesteek. En letterlik, as u die wolke so in die agtergrond sien, so was dit met amper 6000 vrouens en kinders wat hier deur die Britse imperialistiese koninkryk aangehou was in 2 konsentrasiekampe. En hier het dit ook nie beter gegaan nie. En weer eens, wie wou regtig boek gehou het in hierdie konsentrasiekampe? En weer in professor Raad se boek was die mense wat daai tyd van die Engelse wel hier en daar 'n kampregister gehou het. So ver verkeerd en so ver het hulle weer eens vir hierdie volk van ons gelieg. Ja, en op hierdie warm somersaand hier in Kimberley is dit nog net een van hierdie ligte wat brand by hierdie monument waar hierdie vrouens en kinders herbegrawe is. En in hierdie toring so in die agtergrond met die spits, dit is waar al hulle beendere lê. As 'n mens nou in 110 jaar kon teruggegaan het, dan wonder ek wat het hulle gedoen op soos warm somersaand, met die grade net so onder die 30. En van 1900 tot 1903 was hulle vir 3 jaar in hierdie moordkampe van die Engelse gewees. Wat het hulle gedoen op oujaarsaand? Wat het hulle vir mekaar gesê? Wat hou die nuwe jaar vir hulle in? Ja, dit is tragies. En wat 'n skande, die inwoners van Kimberley. En ek praat spesifiek met die boerevolk, dat julle hierdie wonderlike monument net so los. Vroegoggend hier in Kimberley. Dis die eerste dag van 2013. En ons staan by die laaste oorblyfsels van hierdie boere, vrouens en kinders wat hier te ruste gelê is. Die kamp superintendent was 'n persoon met die van Soete. En dit lyk vir my, oor die algemeen was meeste van hierdie konsentrasiekampe gestig op 1 April 1901. En hierdie kamp was die Newton kamp genoem. Nou, professor Raad se boek sê, daar was 2 konsentrasiekampe gewees. Die ander konsentrasiekamp was in Beaconsfield. Nou, in hierdie selfde Kimberley het ek my weermagopleiding gedoen in die 80er jare. En ons het ook vele treintoere hiernatoe gebring. Maar in 'n latere stadium van 'n mens se lewe, dan besef jy weet, waar lê ons erfenis? Waar lê die erfenis van hierdie boerevolk van ons? En om weer in Kimberley rond te ry, en ek dink so terug aan my weermagdae, kyk, die manne wat in die 80s opleiding gekry het, maak nie saak in watter divisie nie, het ons harde bene gekou. En nooit het ons die erns besef, wat se tragedie het ook in hierdie konsentrasiekamp hier in Kimberley afgespeel nie. Die totale persone, die vrouens en kinders wat in hierdie konsentrasiekamp was in Kimberley, was 3876. Nou, hulle is aangejaag en aangery so ver as Griekwastad, so ver as Petersburg, natuurlik Kimberley en die omgewing. En hier waar ons staan op die oomblik, reg aan my agterkant, sien ek, dis 'n NG Kerk, maar die hele kampterrein van die konsentrasiekamp was hier in die agterkant gewees. En dit is hartseer om te sê dat nêrens in hierdie omgewing daar 'n kenteken op is om te sê dat hierdie die laaste rusplek is van hierdie vrouens en kinders wat deur hierdie imperialistiese Engelse hier uitgemoor is nie. Hulle sê hierdie kamp was omheind met 8 voet hoë doringdraad. 8 voet hoë doringdraad het hierdie vrouens en kinders hier binne gehou. En jy weet hoe span 'n mens doringdraad van die een paal na die ander paal toe. En hulle sê
Dit was 22 drade wat so gespan was. Wat die Engelse gedink het, ja, hierdie boerevolk van ons is 'n klomp honde. En kom laat ek vir u sê, na die Anglo-Boereoorlog het hierdie boerevolk van ons verrys uit die stof uit. En wat 'n magtige nasie het ons net nie geword nie. Maar ook weer eens, die hartseer van dit is, dat hierdie boerevolk gelofte dag vergeet het. Vergeet het van hierdie marteling, wat hierdie vrouens en kinders in hierdie konsentrasiekamp deurgegaan het. En vandag, Kimberley, kry ek wragtig skaam, om te dink dat daar nog baie van ons boeremense in hierdie plek bly. En ek gaan nou vir u wys, hoe lyk hierdie hele kampterrein hierso. En dat julle dit nie eers meer in julle oor het, om hierdie plekkie te kom skoonmaak nie. Reg rondom die kamp gistermiddag toe ek hier aangekom het, hierdie plek is letterlik besaai met mure. Waar jy by die hekkie inkom, jy kan nie vir 'n minuut stil staan nie, dan pak die mure jou aan, soos hierdie klomp Engelse, wat hierdie land toegepak het, hier in 1900. 450.000 Engelse het hierdie land van ons besmet in 1900, toe hulle gehoor het dat daar goud en diamante is. Naas Johannesburg met die goud is Kimberley natuurlik een van die dorpe wat die rykste diamant neerlaag het. Ja, en het vergrype grootliks ook plaasgevind, naamlik Cecil John Rhodes, Bani Benato, die moordenaar Kitchener en Roberts het ook hoogtyd gevier in hierdie omgewing, want Bloemfontein is omtrent so 120 km van hier af. So hierdie kamp was ook beheer deur die administrasie van die Engelse van Bloemfontein. Emily Hophouse het hierdie kamp ook besoek en sy het in haar dagboek geskryf dat dit is ongelooflik dat een nasie dit oor 'n ander nasie kan doen, om hierdie vrouens en kinders soos honde in hierdie kamp toe te smee. Hulle sê hierdie kamp was op 'n oop kaal vlakte. Nou, as 'n mens hierdie huise en goed hier moet wegvat, dan is dit letterlik so. Hier's nie berge in hierdie omgewing nie. Dis heeltemal 'n plat area waar hierdie kamp opgerig is. Nou kan ek vir myself ook dink, in die tyd soos in Augustus maand waar ons winde kry in Suid-Afrika, hoe dit net nie moes gewees het met hierdie stof nie. Maar buiten die stof, die geweldige hitte. Kyk, in my weermag daar kan ek vir u sê, so warm soos wat Kimberley word, so koud word dit. En ons het gistermiddag hier by 4:00 nog gedraai by 32 grade. Nou stel jouself voor, daai vrou en daai kind of kinders van haar in hierdie tent. Wat 'n beskutting het daai tent regtig gebring? Niks nie, want die son het letterlik deur daai tent gebrand. En professor Raad skryf ook in sy boek van die geweldige storm so goed wat ook hier plaasgevind het in hierdie omgewing. Dat wanneer dit gereën het, dis moeilik vir die water om weg te vloei as gevolg van die area waar hierdie kamp opgerig is. Maar dan hierdie tente en goed heeltemal oorspoel met die modderwater en die water binne in hierdie tente. En die bietjie wat hierdie vrouens en kinders gehad het, was seker alles papnat gewees. Hulle skryf van die haglike toestande rakende die vrotvleis wat hierdie Engelse ook hier vir hierdie vrouens en kinders probeer gee het om hulle aan die lewe te hou. Ja, en dan vra hulle partykeer, jy weet, waarom tree ons so op hier teenoor hierdie swartes? En weer in professor Raad se boek, toe van hierdie vrouens en kinders deur hierdie Engelse aangejaag was na hierdie kampterrein toe, het die swartes hier in die strate rondgestaan en letterlik hierdie vrouens en kinders uitgejou en onsmaaklike aanmerkings goed gemaak. En dan kan ek nie hulle blameer het. Jy weet dat hulle so teenoor hierdie swartes gevoel het nie. En ook dat hierdie swartes opgekommandeer was en betaal was deur die Engelse om hierdie vrouens en kinders in hierdie kampe te gaan vang en ook te gaan vang op die plase en hulle dan hiernatoe te bring. Nou dit is die ingang van hierdie Yeomanry Imperial Hospitaal hier in 1900 gewees. Nou ek reken dat hulle al in 1900 begin het om hierdie hospitaal te bou. Wat vir my baie interessant is, vandag as jy by hierdie stasie kom, dan sien jy
dit is eintlik maar al wat oor is van hulle imperialistiese koninkryk. En wat my verblyend is, nou die dag sê iemand van my, as gevolg van, soos wat hulle sê, die aarde verwarm, is Engeland besig om in die aarde te verdwyn. Nou daarby wil ek ook net sê, ek glo daarom nie, al die mense wat in Engeland gebly het daai tyd, was so ewel soos hierdie imperialistiese koninkryk nie. Maar om te dink, in 1900 was daar al klaar 450.000 Engelse soldate in Suid-Afrika gewees. Dit was baie moontlik dan vir hulle gewees om so 'n veldhospitaal te bou, hier in die vlaktes. Nou, as u ooit eendag wil kom kyk na hierdie hospitaal, of die mirasies wat daar nog oor is, hier lê heelwat blikke en ornamente en goed nog hier rond, wat dateer wat seker oor 100 jaar oud is. 70 kilometers na De Aar kry jy 'n stasie met die naam van Deelfontein. Nou by hierdie stasie, net in die agterkant van hierdie verlate stasie, sal jy dan nou hierdie veldhospitaal kry. Hierdie magtige Engelse imperialistiese mense wat hiernatoe gekom het om hierdie boere, vrouens en kinders uit te moor in die konsentrasiekampe. Maar wat dan ook verblyend is hulle eie kerkhof met al hierdie soldate wat hier so lê, wat ook nooit die voorreg gehad het om hierdie vrouens en kinders so te treiter, so te martel en so te laat doodgegaan het in hierdie konsentrasiekampe wat hulle hier kom stig het. 52 konsentrasiekampe in Suid-Afrika en 37.000 wat hulle reken wat hier dood is in hierdie konsentrasiekampe. Ek glo daar's baie meer, want party grafte 3-4 kinders ingehad. Maar nooit weer, hopelik sal hulle die eer hê om te kom doen aan hierdie boerevolk wat hulle kom doen het in 1900. And the words are scattered round on the pages blowing free, but some may still be found from a trooper's diary. I asked Colonel Keckwich, how long's it gonna be? How long will we be cornered in this town of Kimberley? He says he cannot tell me or prophesy the time that the women and the children are safely down the mine. We hope relief is coming along the railway track. A battle won at Belmont will open up the gap. For victory at Enslan and Modder we will pray, and then to break the trenches dug and held by Delaray. And the words are scattered round on the pages blowing free, but some may still be found from a trooper's diary. I hear that in the workshops construction's underway of a gun they call Long Cecil that will finish off the fray. Designed by Mr. Labram, from textbooks he has found. They say it fires a shell of 28 or 30 pound. The Boers have got an answer to Long Cecil, now I fear. Long Thomas killed George Labram, that Yankee engineer. We try to break at Dronfield, Scott Turner at our head. At Carter's Ridge he met his fate, and 24 are dead. And the words are scattered round on the pages blowing free, but some may still be found from a trooper's diary. General French is coming with New Zealand cavalry. Brutusberg is under fire by island soldiery. General de Wet scattered French's transport teams. General Cronje escaped and shattered British dreams. At last Long Cecil's quiet now, the Boer commando's gone. Across
across the veldt to Paardeberg with terrible long tongue. 14 days has seemed a century of terror and of bloodshed. Die swart en wit foto's wat ek nou vir u gaan wys, hier waar ons nou staan, hier by die Yeomanry Imperial Hospitaal. Hierdie hele saal het vol soldate gelê, natuurlik nou wat in skermutseling was of wat natuurlik siek geword het. Maar dit is 'n baie eienaardige gevoel wat 'n mens kry as jy hierso staan om te dink. Hierdie voorste toring was in 1901 gebou. En hierdie plek staan vandag nog net so. Nou dit lyk vir my, dit moet op een of ander plaasboer se grond wees, want aan die agterkant het hy 'n tipe van skaapkrale en goed gebou. Kan jy nou vir jouself indink, hoe moes dit nou hierso gewees het in 1901? Want na Kaapstad was dit die grootste veldhospitaal gewees. Basies glo ek dat hulle gedink het, dit was nou die middelpunt. So as soldate dan nou beseer was in die Anglo-Boereoorlog, dan het hulle nou hiernatoe gebring. Maar selfs tot die plankvloere hier binnekant, lê al meer as 100 jaar hier binne in hierdie gebou. There she goes, walking between the rows of prison tents in deep despair. The icy wind blows through her meager clothes and swirls among her dusty matted hair. She prays her prayer again. Was it all in vain? Is God too far away to hear? She lifts her head high to the African sky, asking angels to deliver her prayer. She says, "Oh Lord, my spirit is low tonight in this camp out on a windy plain. And as we sing hymns for the departed, may we never see these days of hell again." And the angels are crying, oh, I can taste their tears. Oh, pray, you blessed angels, could God be somewhere near? I've heard the veldt is burning and livestock's Om hier rond te stap en om te dink hier waar ons nou staan op die stoepgedeelte, moes dit seker gewemel het van hierdie Engelse moordenaar soldate wat hiernatoe gekom het om hierdie boerevrouens en kinders te kom uitmoor hier in Suid-Afrika. En wat vir my baie opvallend was, is die gedeelte hier agter my. Ek is seker u het ook al gesien wanneer hierdie moordenaars in Engeland, hierdie imperialistiese koningang daar uit dat paleis uitkom, het hulle ons hierdie soldate wat die paleis oppas met daai groot hoedens wat hulle dra. Nou as jy kyk, ek neem aan hierdie gedeelte hier agter was natuurlik seker ook gewees waar 'n soldaat permanent wag gestaan het. En hierdie voorste gedeeltes was seker net maar die offisier se blyplek gewees, of dit was dalk 'n eetsaal of iets wat te doen gehad het met hierdie hospitaal hier by Yeomanry. Oh, pray, you blessed angels, did you whisper in God's ear? Now there's a proud memorial to faith and bravery, and beneath the stone are buried the ashes of Emily, and the angels are crying. Are they tears of joy I see? Oh, pray, you blessed angels, did God send Emily? Blessed angels, blessed angels, blessed angels, blessed angels.
Look across the sun-baked earth of Africa and walk round a little town they call Mashada-Dorp. Soon you'll see the crosses in a cemetery, cast in iron row on row so military. For king and empire, name and rank can carve their regiment, from corners of the British Empire all to die was sent. They were fearless, fearless, fearless in their cause. It was senseless, pointless, hopeless, like all wars. Look across Die enigste ding wat my werklik raak by hierdie Engelse hospitaal en by hierdie kerkhof is mense, dis in die hartjie van die Karoo. Soos ek gesê het, is ek omtrent 32 grade. Maar kyk net hoe pragtig en hoe netjies word hierdie kerkhof in stand gehou. So ver van alles af, dis kilometers van daar af, dis kilometers van Hutchinson af. En nog steeds gee hierdie imperialistiese koninkryk nog om vir hulle soldate wat hierdie boerevrouens se kinders kom uitmoor het. En dan kyk ek maar na ons konsentrasiekampe wat ons besoek het. Dis vir my verskriklik hartseer. Ons bly in die stad Mondior, wat in die stad is naby Terfontein, nee, wat so agter geweë laat. Mondior, wat in die stad is naby Terfontein, wat agterweë gelaat word. Belmorrel, waar ons nou al 2 keer van skoon maak het. En so kan 'n mens maar aangaan, van die een konsentrasiekamp na die ander een. Harry Smit, kyk net hoe lyk dit, mense. Wat het van jou trots geword in jou boerehart, nee, om daai konsentrasiekampe net so te los. Ek wil dit weer eens sê, dit is so, meneer, mevrou, as jy met my wil kom argumenteer oor konsentrasiekampe, dan wil ek net vir jy sê, gaan stap net vir 'n slag daardeur. Die teen een gaan jy jou van daar kry. En dit is dalk van jou voorsake wat daar lê. Raak nie weer betrokke en moenie dat hierdie erfenis van ons doodgaan. In the face of hell. You were killed on the 4th of September in 1901. You died for your king and your empire. You died, but the battle was won. They have mentioned your name and your rank, your regiment, and when you died. But who is the unknown soldier who is buried right there by your side? Your families grieved when they heard it, the news of your death far from home, and they hastened to honor your memory with your name carved in iron and stone. And the stones and the crosses remain there, and they're tenderly cared for today. But who is the unknown soldier who forever beside you will lay? From out of the might of the empire, from regiments brimming with fame, from colonies over the ocean, with never a question you came. To fight the brave Boer in his homeland was only a feat for the bold. But who is the unknown soldier whose story will never be told? Was there anyone there at the dockside, at the troop ship to wave him goodbye? Was there anyone thinking about him as he fought 'neath the African sky? Did anyone know of his valor
Did he ever get letters from home? Was anyone there when they killed him? If there wasn't, Hier is die grafte van hierdie Britse soldate. Nou of hulle almal hierso by Deelfontein gesterf het in 'n oorlog of 'n skerpmitseling, dit moet ek nou maar vir u uitvind en vir u laat weet. Maar hier lê omtrent 180 grafte. Nou so 'n paar jaar terug, by hierdie lang ry grafte wat hier so aan my regterkant is, het ons een middag hier aangekom. Nou kan ek vir u sê, dit voel nogal aardig om hier rond te stap in die hartjie van die Karoo. Nou dit is ek omtrent nou so 32 grade. Maar heel onder in die hoek stap ek toe af soontoe en jy kan sien dit het seker 'n dag of 2 tevore gereën. Kry ek 'n massiewe skilpad, seker so groot skilpad reg onder in die hoek. En ek dink net ja, dit moet seker 'n bestuuring wees want nêrens om hierdie Kamkerkhof sou daai skilpad uitgekom het nie. So hy sal ook 10 teen 1 gesterf het hier binnekant. Maar ek het hom toe mooi onder in die hoek opgetel en oor die heining gesit. En daar waar my vrou nou staan, in die onderkant gaan ek nou vir jy wys, daar so 'n hele dam. So, toe het ek hom nou oorgetel en hy toe gelukkig hierdie wrede moord, wat miskien ook toegepas sal geword het deur die Engelse, op hom het hy daarom ook oorleef. Wens ek kon die tyd terugdraai om in jou plek te staan. Ek wens ek kon die heelal vra om jou terug te stuur van waar jy gaan. Hier lê jy nou verlore uit Afrika gebore. En enkel koel het jou kom haal, die hoogste prys het jy betaal. Hoeveel sal nog betaal word? Hoeveel sal nog gehaal word? Hoeveel seuns deur God gesaai, deur mense hande afgemaai. 20 jaar van nou sal iemand ons onthou. 20 jaar van nou, wie sal die monument dan bou? Wie sal al die name vergaan soos oggend dauw? 20 jaar van nou, wie sal ons onthou? Uit die blauw van onze hemel, uit die diepte van ons ziel, het jy gevra Suid-Afrika dat ons alles vir jou gee. Oor ons verlaate vlaktes, met die kreem van ons waar, het jy geweet ons staan gereed om te offer wat jy vra. Hoeveel sal nog betaal word? Hoeveel sal nog gehaal word? Hoeveel seuns deur God gesaai, deur mense hande afgemaai? 20 jaar van nou sal iemand ons onthou.
afvalskas hier in die agtergrond. Dit is waar die beendere van die vrouens en kinders gebeere is. Hulle laaste rusplek. Nadat die stadsvaders van Kimberley en hulle naamgenote en hulle volgelinge besluit het, nee, dit is beter om Kimberley te ontwikkel en huise in hierdie omgewing te bou, as om te dink, ja, dat hulle ook net eendag in so 'n konsentrasiekamp moes deurgestap het en besef het, hoor hierson, maar hierdie van wat hierso is, kan dalk deel wees van my mense. Maar nee, die rykdom en die hebsug het ook hier in Kimberley grond gevat. En hulle het ook nie hierdie vrouens en kinders wat die hoogste offer betaal het hulle ontsien. En toe maar besluit, ja, dit moet hulle laaste rusplek wees. Wat 'n skande vir hierdie boerevolk. Wat 'n skande vir hierdie ouens wat, soos hulle altyd noem, ja, in die apartheidjare in beheer was van Kimberley. En nooit 'n enorme plek gebou het om te sê, weet jy wat, kom ons gee die laaste eer aan hierdie vrouens en kinders in hierdie kampterrein of hierdie monument wat hier is. Daar het baie dinge gebeur ook in hierdie konsentrasiekamp. Omdat die tente ook so dig na mekaar was, het een van die tente een aand aan die brand geslaan. En daar was 'n ma en haar kind van 5 jaar gewees binne in hierdie tent. En professor Raad se boek skryf, die ma het erge brandwonde opgedoen, maar haar seentjie van 5 jaar het binne in hierdie tent doodgebrand. Nou as 'n mens ook lees, die grootste vrees by al hierdie konsentrasiekampe was, is die dag as jy moes hospitaal toe gaan. Nou kan ek myself indink, as 'n mens net vat, daar was skaars medisyne gewees. Hierdie ma wat die erge brandwonde opgedoen het, hoe moes sy daai geweldige pyn moes sy hanteer het? Want daar was nie medisyne gewees nie. En dan ook, hoe was dit die dag gewees toe hulle nou daai kind wat so doodgebrand het in die tent opgetel het en na 'n kampkerkhof toe moes gevat het en daai kind gaan begrawe het? Sit bietjie stil en dink net daaroor. Wat het hierdie mense net nie vir ons deurgemaak nie? Ja, en ook hier in Kimberley het die Joiners hoogtyd gevier. Ek praat gisteraand ook met 'n baie bekende toergids hier in Kimberley, Steve Landerstedt. En ek het hom so 'n bietjie uitgevra, weet oor die konsentrasiekampe wat hier in Kimberley was. En hierdie kamp het ook, soos baie van die ander kampe, ook nie die boere Joiners, die handsappers vry gespring nie. Ook hier het ons eie mense, ons mense in die kampe verraai en ook soos honde behandel, net ten gunste om die guns van hierdie Engelse te wen. En hier het hulle ook natuurlik voordeel getrek om die beste kos te kry, die beste tente, en dan was hulle nog betaal deur die Engelse gewees om hierdie mense te raai. Ek kry so 'n glimlag op my gesig, die een tannie skryf, ja, hulle het hierdie Joiners genoem die rooi potjies. Dis eintlik nog al 'n toepaslike naam vir die Joiners, die rooi potjies, want hulle sê Queen Victoria op een of ander stadium in haar lewe het sy een of ander rooi band om haar gedra, en hulle het natuurlik hierdie rooi potjies of die Joiners, het hulle ook hierdie rooi strikke aangesit om dan te wys hulle help die Engelse in hierdie kamp. En op die rooi lint wat hulle gedra het, het daar gestaan RCP, en dit het beteken die Refugee Camp Police. Nou ja, in so baie gedeeltes in professor Raad se boek het die Engelse hierdie plekke genoem 'n refugee camp. Ek kan nie vir u beskryf partykeer as ek so stil sit en dink, nee, die vermetelheid wat hulle gehad het om te sê dit was 'n refugee camp, met ander woorde 'n vlugtelingskamp. 'n Vlugtelingskamp soos wat ek het verstaan, wanneer oorlog in een land uitbreek. Ek noem nou maar byvoorbeeld sê nou maar in Botswana. Daar breek nou 'n burgeroorlog uit en daai mense vlug na Suid-Afrika toe. Dan word hulle gehuisves in 'n kamp totdat daar beter akkommodasie vir hulle gekry kan word. Dit noem 'n mens 'n vlugtelingskamp. Dit wat die Engelse hier gedoen het met ons boerevolk was niks anders as 'n moordkamp nie. Want hierdie vrouens en kinders wat onskuldig was in hierdie hele aangeleentheid en wat deur hierdie Engelse
van hulle plase afgedwing was en die plase afgebrand was na hierdie moordkampe toe gebring. In hierdie hele land van ons lê hierdie moordkampe die hele wêreld vol. Ek meen as ek vat waar ons was by Mafeking en dan Vryburg, daar was van hierdie vrouens se kinders ook gedwing van Vryburg af, na hulle plase afgebrand was. En hulle was hiernatoe gebring, hier na hierdie moordkamp toe van die Engelse. Daar was 'n mevrou van 'n Merwe wat ook in hierdie kamp was. Die siektes wat in professor Raad se boek voorkom, meeste van die kampe het masels gehad. Dit was die grootste epidemie of een van die mees bekendste siektes wat in hierdie konsentrasiekampe plaasgevind het. En hierdie vrou was blykbaar baie swak gewees. En sy het 4 kinders gehad. Nou hulle sê nie of dit seuns of dogters was nie. En ek reken hulle was redelik jonk gewees. Dat sy op 'n stadium so swak was en dat hulle besluit het sy moet na die kamphospitaal toe gaan. En nou kan ek myself indink terwyl ek so deur professor Raad se boek lees, sê hulle dat sy op hierdie bed, in Engels het ons dit sommer genoem 'n stretcher, hierdie hospitaalbed wat seker 2 persone gedra het met handvatsels aan hierdie kant en aan daai kant en natuurlik 'n seil waar sy opgelê het. Of 'n draagbare bed. En voordat sy het so gesmeek dat hulle haar nie na hierdie kamphospitaal toe moet vat nie, maar hulle het haar dit ook nie ontsien nie, en ek kan seker ook maar verstaan van die mense wat om haar gebly het in die ander tente het ook gedink, dit gaan dalk beter wees, miskien word sy gou gesond. En toe hulle haar wegvat daarso, hoe haar kinders nie geweldig gesmeek het en probeer vashou aan hierdie draagbaar, dat hulle haar nie met hospitaal toe vat nie. En op die uiteinde het sy na die hospitaal toe gegaan. En sy het gesterf in daai hospitaal. Dit was die laaste keer dat haar kinders haar gesien het. En hulle sê ook verder, niks in professor Raad se boeke, wat het gebeur met die kinders nie, het hulle die kamp oorleef. Nou kan jy jouself indink, weer eens, hulle sê nie wat die ouderdom was van daai kinders nie. Nou moes ander mense in daai haglike omstandighede hulle ontferm het, en ek dink hulle het oor daai kinders. Maar die hartseer wat hulle gehad het, om te weet, daar gaan hulle moeder. En dis die laaste keer dat hulle haar gesien het. As hulle dit oorleef het, dink ek kan hulle daai pyn en lyding nooit vergeet, om te weet, dit was die laaste keer dat hulle ma gesien het. Daar was 'n oom en tannie Wessels in hierdie konsentrasiekamp gewees. Die tannie was 74 jaar oud en oom Wessels 77 jaar oud. En hulle het gekom van die plaas Wesselsrus. En ook op die barbaarse wyse deur die Engelse was hulle geforseer om na hierdie kamp toe te kom. En hierdie oom Wessels sê, jy kan nie vir mense beskryf in die haglike omstandighede waarin hulle self bevind het in hierdie konsentrasiekamp nie. En deur alles en op daai hoë ouderdom het hulle dit oorleef. So of jy nou 'n kind van 'n jaar oud was of 'n baba was en of jy 76 jaar oud was, die Engelse het dit glad nie ontsien om jou op die mees barbaarse wyse in hierdie kampe te huisves nie. En laastens, die sterftes in hierdie kamp was kinders onder 15 jaar 431. 431 kinders het gesterf in hierdie konsentrasiekamp. Hulle sê die persone bo 15 jaar was daar 100 gewees en die totaal was 531. Nou ek het dit al dikwels gesê en ek glo dit is so. Wie wou in daai tydperk boek gehou het van die lyding wat hierdie vrouens en kinders gehad het, en wie het werklik boek gehou om te sê dit is die werklike getal, want as 'n mens dink in Augustus 1901 was daar 3876 en van daai totaal was daar net 'n sterfte van 531 gewees. Dan betwyfel ek dit sterk, want as jy lees wat professor Raad se boek sê ook, net die haglike omstandighede waarin hulle geleef het, en ook dat daar min kos was,
dink ek dat die sterfte syfer baie groter was as net 531. Ek wil graag afsluit met hierdie DVD oor hierdie konsentrasiekamp hier in Kimberley. Mense, ek glo daar's nog van julle wat se boereharte warm klop in hierdie Kimberley. Kom, maak weer 'n bietjie 'n draai hier by hierdie vroue en kindermonument van hierdie konsentrasiekamp. Kyk hoe lyk dit hier in hierdie omgewing. Dit lyk soos 'n nes. En aan die oorkant van die straat wonder ek, ja, hoeveel van hierdie mense wat hier bly, weet regtig wat het hier gebeur. Raak net weer betrokke by jou erfenis. Kom maak net hierdie monument weer skoon. Oralste kom maar bossies uit, spuit 'n bietjie gif. Kom spuit net, dis regtig nie 'n epidemie van hierdie mure wat hierso rondloop. Nee, jy kan nie eens by die hekkie skaars inkom, dan val hulle jou aan, klim oralste op jou bene. Kom spuit bietjie gif. Maak die omgewing weer mooi skoon. Sit borde op en sê 'n Engelse moordkamp. Staan op vir jou reg. Weet jy wat die hartseer is vandag? Sit ons eie mense agteroor. Ja, kyk wat maak die swartes met ons land. Ja, kyk wat doen hulle hier. Kyk hoe lyk die slaggate. Het ons so slapgat geword. Daar's nie 'n beter woord nie. Om te sê, hoor hierso, wat die hel daarmee? Dis my mense wat hier lê. Ek het net soveel reg in hierdie land. Staan op en maak hierdie plekke en goed reg. En hou gelofte dag by hierdie plek. Kom sit bietjie kraanse hier op. Gee so eenmal in 'n maand of wat ook al as jy so gedenkdag hier so hou. Pamfletjies uit. Loop in die strate af, gooi dit in hulle posbusse. En sê, is julle bewus van hierdie vroue monument wat hier so staan? Van hierdie vrouens se kinders wat hier tot sterfte gekom het. Raak net weer betrokke by jou erfenis. Lig jou agterend. En voel weer trots as jy hierso staan en jy het hierdie plek pragtig mooi skoon gemaak. Om te sê, weet jy wat nie, ek het vandag weer iets gedoen vir my volk. Moenie vra wat Suid-Afrika vir jou kan doen nie. Maar sê 'n bietjie, wat het ek vandag vir Suid-Afrika gedoen? Vir hierdie boerevolk wat op die mees onmenslike wyse doodgemaak is in hierdie moordkampe. Dis 'n geweldige muurepidemie. Jy kan skaars hier stil staan, want hierdie hele plek is net mure. Maar ek wil net vra hierdie gemeente wat hier reg oor kan die monument van die konsentrasiekamp kerkhof is. Mense, ek wonder hoeveel van julle klim elke Sondag hier uit julle motors uit en staan net vir 'n oomblik stil, net 2 minute. En dink wat het in julle omgewing gebeur met hierdie hartseer verhaal in hierdie Engelse moordkamp. Ek doen 'n beroep en vra as dit nog hart in jou boerehart klop. Kom maak 'n bietjie die plek skoon. As 'n span. Hierdie parkie hier in die oorkant ook van julle. Of stop julle ook met julle motors hier en draai maar net jou kop na die ander kant toe. En sê, weet jy wat, dis nie my probleem nie. Ja, dan wonder ek,
Hoeveel sondae, en ek veralgemeen nie. Wat preek predikante nog vir hulle gemeente? Of het hulle ook maar net die geskiedenisboek toegemaak en gesê, "Haai, weet jy wat? Ons is nou in 'n nuwe bedeling en dit raak ons nie meer nie. Ons gaan aan met ons lewens." This imposing memorial is the Honour Dead Memorial and is the brainchild of Cecil John Rhodes. The Siege of Kimberley, which began on the 14th of October 1899, for 10 days there was virtually no action, but the very first battle on the 24th of October 1899 saw 3 Brits being killed and 2 Boers. And Cecil Rhodes had already decided at that stage that there must be a monument to the British fallen, of whom there was 57 by the end of the siege, and he selected the point. And on the stylobate of the Honour Dead Memorial is positioned the Long Cecil gun, which was made during the Siege of Kimberley, unique and world famous, named after Cecil John Rhodes. All the rock used in the erection of this monument, the history books tell us, come from the Metopus, where Cecil Rhodes is buried up in Zimbabwe. But I can assure you there's no sandstone in the Metopus. It in fact comes from a place called Nyamonshlovu, which is the opposite side of Bulawayo to the Metopus itself. It's a favourite of Sir Herbert Baker, sandstone. He uses sandstone in many of his buildings. Another little story to do with Cecil Rhodes. The road you see behind me leading up to the monument is named after Cecil Rhodes' estate in England, the Dalham estate. That is Dalham Road. That's that road. This is the unique and famous Long Cecil, named after Cecil John Rhodes. It is the original, and the story of it is absolutely amazing. George Labram, the American engineer for De Beers Consolidated Mines, decided after researching, amongst other papers, the Encyclopedia Britannica in the Kimberley Public Library, that he could make a gun. And on Christmas Day of 1899, during the siege, he went to Cecil Rhodes at the sanatorium and gave the idea to him. Rhodes liked the idea, the go-ahead was given, serious planning started on it, and after the serious planning had taken place, for example, they had to extend the lathe, turn the barrel. They were just lucky that they had a billet of steel in the De Beers workshop at that stage, but it took 24 days before it was wheeled out and fired its first shot in anger at the Boer lagers around Kimberley. And a shell from this, it's a 28.1 pounder gun, could travel between 7 and 8 kilometers. It could outfire. Boerevriende, hierdie is die Boervrou en Kinder konsentrasiekamp monument. Aan die agterkant van hierdie gebou was die konsentrasiekamp gewees, wat vandag 'n sportkompleks is hier in Kimberley. En dis 'n skande om te sien die agteruitgaan hoe hierdie monumentjie hierso lyk. Maar hierdie was, soos in baie ander plekke in ons land, een van die 126 konsentrasiekampe wat daar was. Hier in Kimberley het die Britte omtrent elke straat beset toe die dag hulle uitgevind het dat die diamante ontdek is. Hierdie pad wat hier voor die monument verbyloop is die pad na Griekwastad toe. En is nie maklik, of dis maklik om hierdie monumentjie te kry wat hier so is. For your British people, this is just another monument of our Boer people, our women and children that were murdered by the British Empire in the Second Anglo-Boer War. This is the well-known town of Kimberley. The day when diamonds were discovered here, your people arrived here with a force of over 450,000 in Cape Town to come and take our diamonds here in South Africa. And this is one of the 126 concentration camps that was erected here in South Africa. And to our Boer people, it is known as the British murder camps. Right behind this monument was the concentration camp graveyard. And in later years,
with the development of Kimberley, all those graves were exhumed, and all the bones of those women and children that paid the highest price, that were murdered by these British Empire, were buried here in this monument, this forgotten monument here in Kimberley. Over 30,000, over 38,000 Boer women and children were killed by your British forces because they could not win the Boers on commando. Again, that question, when is war not a war? When it's marked by barbarism. All these women and children were killed by these British forces. And let me tell you, it will never be forgotten by the Boer people. This will always be a memory to us of what you did to our people. Yeah, it's sad. The best trained British army in the world could not stand up against a Boer force of 60,000. And they turned to the brutal way of killing these women and children on the farms. Many of them were raped by your British soldiers. But if you ever visit Kimberley, and this is your interest, you are most welcome to come and look at this monument. All the names are there. Oktober 2020 met die Dead Memorial se monument hier in die agtergrond, wat eintlik 'n klap is op die boerevolk se naam. As ek so na hierdie monument kyk, dan kan ek niks anders te dink van waar het die geld vandaan gekom om hierdie Dead Memorial op te rig hier agter. Die Britte wat in 1900 onwettig in Suid-Afrika binnegekom het, toe goud en diamante hier ontdek is. Daai geld wat daai monument mee gebou is, kom uit 'n kilometer van hier af, uit die Kimberley se gat uit. Die diamante wat hier weggevat was uit Suid-Afrika uit, onwettiglik, wat aan die volk van Suid-Afrika behoort het. Binne in daai monument is daar Britse soldate se lyke toegemessel. En dit is net nog 'n bewys van die volksmoord wat die Britte hier in Suid-Afrika kom pleeg het. For your British people that don't know this monument at the back, this is the Dead Memorial here in Kimberley. And that to us, to the Boer folk, we take a lot of offense because of that monument here at the back. For our Boer people, it is a reminder that when your people, the British Empire, arrived here in 1900 in South Africa, when gold and diamond were discovered here, you took the diamonds that belonged to the people of South Africa away from us. You had no right to do that. My question is that really a monument to be proud of? In that Dead Memorial, or the Honor Dead Memorial that you see behind me, there are some of your British officers buried in that monument. Where did you get the money to build that monument at the back? Did you brought that money from England to South Africa? I don't believe it. That monument was built with the diamonds that were exhumed by our people a kilometer from here at the Kimberley Diamond Hole, or the Kimberley Mine Museum.
Even here in Kimberley, I have showed you 2 concentration camps where you killed Boer women and children when you could not win the Boers on the battlefield. And here in Kimberley, you did the same with my people by killing them in your concentration camp. For your people that don't know about this, every year the Germans are cursed because of the Jewish concentration camps in Germany. But here in South Africa, there were 126 concentration camps built by the British. Over 60,000 farms were burned down by the British Empire. They're killing soldiers. And even here in Kimberley, where you also could not win the Boers at the Battle of Magersfontein, the same thing happened here. About 60 kilometers from this memorial, the Battle of Magersfontein took place. And because you could not win the Boers there, you have turned to the most barbaric ways of killing innocent Boer women and children in concentration camps. If you don't believe me, just look at this. Just one reminder that our Boer people will never ever forget what your British people did to our people, the Boer folk, here in South Africa. Julle het nou die Dead Memorial gesien hier in Kimberley, wat deur hierdie Britse moordenaars opgerig is. Hulle het niks om op trots te wees nie. Hierdie is die West End begrafplaas hier in Kimberley. En hier lê baie van ons vrouens en kinders wat deur hierdie Britte in Kimberley vermoor is. Daar is omtrent 431 kinders onder 16 gewees. En die totale vrou en kinder sterftes hier in Kimberley is 531. Maar in baie gevalle in baie kerkhowe, as 'n mens na 'n grafsteen kyk, dan neem jy aan dit is een persoon wat daar lê. Maar in die Mafekingse konsentrasiekamp kerkhof, waar hulle een graf uitgegrou het, het hulle tot 4 kinderlyke in daai graf gekry. Dit is so mooi om daai kerkklok daar agter te hoor. Maar ek wil vir hierdie Britte 'n boodskap stuur. Is die volksmoord wat hulle hier in Suid-Afrika kom pleeg het as gevolg van hulle gierigheid toe goud en diamante hier ontdek is.
Daai klokke is besig om vir hulle ook te lui. Siener van Rensburg het blykbaar geskryf, die dag as die ys smelt, sal Engeland onder die water verdwyn. Mag daai dag vinnig aanbreek. For your British people, this is the West End Cemetery in Kimberley. If I can tell you now, on this Sunday morning, thinking of the dead memorial here in Kimberley, your British Empire have nothing to be proud of. When you arrived here in South Africa in 1900 with 450,000 troops because of your greed. This is what is left of my people that your British soldiers killed to get their hands on the diamonds and gold in South Africa. This is what is left of 530 Boer women and children that died under your British hands. You have nothing to be proud of. For too long, the world did not know about the atrocities that your British Empire did here in South Africa. That Kimberley mine, those diamonds belong to the people of South Africa. But because of your greed, because you could not win the Boers on the battlefield, you have turned to the most barbaric ways to kill innocent women and children in these concentration camps. We have a Boer prophet, Siener van Rensburg, and his visions, one of his visions said, the day when the ice melts at the North Pole, England will disappear underwater. I cannot say to you how I long for that day because of what you did to the Boer people. Some of our history books say that there was only 26,000 women and children killed under your British hands in South Africa. My 7 years filming these 55 documentaries of 55 Boer women and children concentration camps, and I don't think that it is a concentration camp. It is British murder camps. That your day will come sooner than you think. For too long, your British Empire got away with the real truth of the killings that you did here in South Africa. And I'm so proud to give this documentary the name of the British killing fields in South Africa. This is what you came to do here. Later discoveries in some of these concentration camps, if you look at a tombstone like that, you think that there's only one person lying there. When they exhumed some of the graves in Mafeking, which was the very first concentration camp in South Africa, they have discovered 4 bodies lying in the grave. Just look at this photo of Lizzie Meyer. Can you believe this is a girl of 14 years? Can you now realize how they got 4 children in one grave? For the Boer people, your British people have nothing to be proud of. Some people say there is, the Boer women of the Memorial Museum in Bloemfontein said that there is only 26,000 women and children killed in these 126 concentration camps, which is the biggest lie that was hidden to, from us by our Afrikaners.
Let me tell you, there's a big difference between a boer and 'n Afrikaner. Vir my as 'n boer om hierso te stap en om te dink die beendere van 531 vrouens en kinders is hierso op hierdie hoopie gepak. Waar was die vorige regerings om regtig groot hulde te bring aan hierdie vrouens en kinders wat die grootste opoffering betaal het of die prys moes betaal het vir ons vryheid? Waar is die De Beers en die Oppenheimers wat biljoene en biljoene en biljoene gemaak het uit die diamante wat hier uit Kimberley se gat uitgekom het? Oralste waar jy ry is dit De Beers. De Beers, De Beers. Nee, is hulle deel van die komplot gewees teen die boerevolk? Ek los daai vraag by jou. For your British people, this to me as a boer breaks my heart. This little monument here, compared to your dead memorial, there's about 6 or 12 soldiers buried in that monument, that massive monument. This is what is left of
530 Boer women and children. What happened to the diamonds? I'm asking this question to the De Beers and the Oppenheimers that you took out of that hole together with the British Empire. What have your De Beers and your Oppenheimers did for Kimberley and for their people? I will be glad to know if you can answer that question, to me. This is a resemblance of the killing fields of the British Empire here in South Africa. This story will be told to the world. If that is the last thing that I do before I leave this earth, the truth will be made known. For too long, you got away with this. Every year, the German people must please and explain and plead because of their concentration camps. Here in South Africa, your British Empire got hold of the killing fields that you killed over 38,000 Boer women and children in 126 concentration camps here in South Africa. This will never be forgotten by the Boer people. Uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see, oor ons ewige gebergtes waar die kraanse antwoord gee, deur ons ver verlate vlaktes met die kroon van Ossewa, ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Ek wil net kyk. Hierdie ding net so. Reg is.
aksie. Dis seker die eerste keer in 120 jaar dat 'n vuurkleur weer gehuis word by 'n monument hierso in Kimberley. Ek weet nie, julle moet my dalk reghelp. Weet julle nog van iets anderste? Nee. Nee. By Magersfontein, ja. Ja. Kyk, julle plek nee, is so groot van die geskiedenis. Ek moes daarom hier gebly het nee. Julle sou elke naweek gewerk en daar is tyd vir. Nee. My vrou sê nee, solank ek besig is, dan weet sy ek kom nie kat ek kwaad. Dankie ons Hemelse Vader, Here vir die wonderlike voorreg wat ons het om vandag as vriende en as volksgenote hier by die mekaar. Here om net 'n stukkie stil te staan in ons geskiedenis. En te dink aan hierdie 38.000 vrouens en kinders wat die hoogste prys betaal het, Here, vir ons vryheid. Here, baie dankie vir elkeen wat vandag hier so is. Here, daar's 'n rede daarvoor. Maar dankie ook, Here, dat ongeag ons tekortkominge, Here, het vir ons gesterf in die kruis van Golgotha. Het ons gevat, Here, net soos wat ons is. Here, jy het nie vir ons gesê, hoor jy het een of ander kwalifikasie nodig, Here, sodat ek jou sal aanneem. Ons dink aan elkeen van hulle wat vandag hier is, Here, wat hulle tyd geoffer het om hierdie skoonmaakaksie hier te doen met Kimberley. Here, dat het in ons hart vir ons iets sal beteken. Dat die nageslagte, Here, wat hierna volg, sal weet, Here, dat God gee die melk, maar jy met die kinder gee. Here, U is bereid om na ons te luister as ons kan bring. U verwag dit. Here, seën ons vandag. Here, as 'n familie, as 'n gesin, ongeag, Here, wat ons glo en wat ons nog lewens doen. U help ons, Here, so seën. Vader, vergeef ons ons sondes. Vader, Here, alles in U naam. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat vandag hier op tyd opgeoffer het. Kokkie en Kobus. Julle is die eisters wat hierdie pragtige park weer vorentoe kan vat, weer kan menswaardig maak. Dat mense, is dit nou nie? Is dit nie pragtig? Net daar die gebed. En snaaks genoeg nie, ek het gisterand gebid dat die Here vir ons 'n bietjie wind sal stuur. Wie ook al hier verbyry, dat ons 'n magdom van mense sal kry om hier na te kom. Maar baie dankie, ek waardeer dit, Rian, vir jou enthousiasme, Jacques, Kobus. Snaaks, ek weet die wêreld is klein. Ons was op 'n huweliksverryking-seminar gewees, allemaal van die Opverspreek. En daar staan my wonderlike vrou. Hierdie man kom voorop om te sê, maar hoorie, ek onthou jou. Nou jy het Greta Biet se huweliksverryking-seminar. Jacques en sy vrou, baie dankie, maar elkeen van julle wat ons is. Ek het nou 3 weke terug gesê, dat ek op slegte bakkies het. Ek het eintlik maar met die tong en die kies gesê, maar dit wys jou net, eendrag maak mag. En vele hande maak ligte werk, en hier son nou vandag. Dis net fantasties. Die Here ons geskik met 'n sonskyndag, te warm,
elkeen sê baie dankie. Goed manne. Alright, ek sou Baie dankie. Ja, is daar ietsie? Ja, hoor van polisie koffie, maar ek Waar is jou tafeltjie? Wat is my tafeltjie? Ek gaan hom nou opsit. Wat nou van my tafel nou uit, nou na bo. Ek wil die DVD's daar. Weet nie of het nou Springbok, Appington of Kimberley is. Maar jy is iewers. Ek is die hele probeer. Ek moet dit afneem waar dit so werk. Annie. Annetjie het so lank afgetree. Ken jy die land waar die boerevolk woon? Land met sy berge, terrasse gekroon. Land met sy ruimte so wyd en so vry. Ai, dis die land, dis die wêreld vir my. Ken jy die land? Ken jy die land? Ken jy die land waar die boerevolk woon? Ken jy die land waar die boerevolk woon? Ai, dis die land, dis die wêreld vir my. Ken jy die land waar die springbokke bly? Land met sy troppe, sy kuddes aan die wy. Land met sy gasvrye wonings daarby. Ai, dis die land, dis die wêreld vir my. Ken jy die land? Ken jy die land? Ken jy die land waar die boerevolk woon? Ken jy die land waar die boerevolk woon? Ai, dis die land, dis die wêreld vir my. Ken jy die land met sy sonlig, sy veld? Land met sy spore van voortrekker held. Land met sy stemme, diep stemme wat vra. Ai, dis die land, dis my Suid-Afrika. Ken jy die land? Ken jy die land? Ken jy die land waar die boerevolk woon? Ken jy die land waar die boerevolk woon? Ai, dis my land, dis my Suid-Afrika. Daar het 'n doringboomie vlak by die pad gestaan, waar lange hosse spanne met zware vragte gaan. En eendag kom daar langs van ons de wa verby, wat met sy zware wiele dwars door die boomie ry. Jy het ons doringstruikie my ander dag gekrap, en daarop het my wiele jou kroontjie plat getrap. Die osse wa verdwyn
boompie, sy stammetjie weer om. Sy skoonheid was geskonde, sy basies was geskeur. Op een plek was die stammetjie so amper middeldeur, maar toch het aan die boompie weer stadig recht gekom, want oor sy wonde druppel die salf van eiendom. Hoe ken die loop van jare die wonde weggewist, net een plek bly een teken wat onuitwisbaar is. Die wonde word gesom weer as jare kom en gaan, maar dan die merk word groter en groei maar alweer aan. Nader, steeds nader, na aan u sy. Trek my heiland, vol liefde vir my. O my gedurig, dig by hart, daar vind ek rus, en daar ken ek geen smart. Daar vind ek rus, en daar ken ek geen smart. Nader, steeds nader, niks het ek meer, niks as 'n offer om u te eer. Net maar my hart hier bring ek u mee, enkel u bloed kan my reiniging gee. Net maar u bloed kan my reiniging gee. Nader, my God, by u, steeds nader by. Alles daar ook 'n kruis, nodig vir my. Dan sal my lied nog bly, nader my God by u. Nader my